Goeiedag agter kykers, ons is baie bly dat u weer eens ingeskakel is en saam kyk met ons na hierdie program Godsdienst en Koerante, waar ons bietjie kyk wat ter besprekings daaroor godsdienst in die media plaasvind. Ons saai uit hier vanuit die Kaap, Houstonberg vlakte, op die TV-stasie Homebase TV. Jy kyk miskien hierdie deur middel van streaming of van WhatsApp of wat ook al, maar baie welkom bly is jy saam met ons. Nou, hier by ons het ons weer eens hierso vir Regard, bly dat hierso is Regard man. Dag Sion. Ja. Gaan dit goed? Nee, gaan heel goed, is nou 'n bietjie in die Kaap, heel wat meer somer, nee, jy kan voel dit is nou nie meer so koud nie en minder reën en so voort. Ek dink ons die laaste bietjie reëns gehad nou so die afgelope naweek of wat. Ja, nee, ons moet nou begin sproeiers hier buite aansit, want dit begin nou droog word so. Ja, ai. Ja, nee, die hitte is, ek is baie dankbaar, ek hou maar van die hitte. Presies. Wat het oom daar so vir ons vandag? Man, om mee te begin net ietsie interessants, hier het ook een van ons kykers my gestuur. En dit is hierso 'n spreekwoord deur Werner Heisenberg. Sê he's the father of quantum physics. Nou, my eerste paar grade was in fisika gewees en ons het 'n teksboek gehad, quantum fisika, so gele, 'n dik gele. En ek onthou nog maar baie min daarvan. Maar wat eintlik daarop neerkom is dat quantum beteken stukkies, die energie vloei in sulke stukkies in, en dan was dit vol, soos die prent ook wys hierso vol formules hoe daar die energie nou so in stukkies in werk daarso. Maar wat hy sê, the first gulp from the glass of natural sciences will make you an atheist. Met ander woorde, as jy die wetenskappe begin studeer, dan kan jy baie maklike ateïs word daar. Baie keer hoor jy van mense, né? Ja. Mense wat Christene was en dan gaan hulle universiteit toe en dan as hulle terugkom as hulle ateïs. Ja. Maar dan gaan hy aan. Dan sê, but, die but, né? Maar, but at the bottom of the glass, God is waiting for you. Dit is nie veel seggende, nee. Dit is nou baie goed gestel. Sjoe, dit laat my nou dink aan, het oom al gehoor van Stephen Meyer? Ja, Stephen Meyer. Nou, hy het 'n baie interessante storie. Hy het groot geword in 'n Christelike huis. Maar soos jy weet, kom by die skool leer jy van evolusie en al hierdie tipe van dinge. Kom by die universiteit en toe het hy ateïs geword. Nou presies soos wat hy nou hierso noem. Maar hoe verder hy geswat het, en hoe meer hy gesien het, en veral, ek dink hy het spesifiek gefokus op die DNS, en die coding wat binne in die DNS is. En hoe meer hy daar, dit het agtergekom, daar moet intelligent design wees, daar moet 'n meesterbrein wees. Ja, absoluut, dit kan nie net ontstaan nie, want dit lyk soos coding, dit lyk soos as jy programmeer, dit lyk presies, en hoe kan dit net van niks afkom, verstaan, so, en hoe meer hy geswat het, hoe meer het agtergekom, hoor jy, maar daar moet 'n intelligent designer wees. Ongelooflik. Sjoe. Nee, ek is baie bly, julle saai uit op hierdie TV-stasie, 'n hele paar van sy video's, jy weet, en hy's 'n groot woordvoerder vir die hele intelligent design beweging. Absoluut. En dis baie interessant, hulle is daar om te bevestig en te bewys dat op 'n wetenskaplike basis is daar intelligensie agter alles. Ja. Intelligensie agter die wetenskap, en as dit soos moet jy kyk nou, maar wie is die intelligente wese daar agter? En daar's so baie van hierdie wetenskaplikes, né? Ek dink aan Robert Gentry, as 'n klomp van hulle, wat, soos wat hy nou sê, bottom of the glass, God's waiting for you, daar Absoluut. is, jy sal uitvind, as jy diep genoeg kyk, as jy net oppervlakkig kyk, nee, wat, jy weet alles per toeval gebeur en sovoorts, ja, nee, dit was my nogal heel interessant. Sjoe. Nou, wat het jy daar? Oom onthou daai video wat ons gespeel het van die NG Kerk aan Hermanus. Ja, nee, dit was nou die Mulder, hy maak ons altyd sulke interessante video's, hy het gemaak oor daar die ene. Ons gaan nou vandag 'n bietjie verder kyk, wat het daar alles gebeur, en ja, so hierso is in die rapport uit, Netwerk 24 van Johan Eybers, waar hy sê so, die NG Kerk Armade
Hermanus is midde in 'n teologiese storm na 'n spesiale diens op 31 Augustus waar tydens die nagmaal bedien is in die teenwoordigheid van mense uit ander geloofstradisies. Wat plaaslik as 'n viering van geloof en gasvryheid bedoel was, het binne dae in 'n debat ontaard oor die heiligheid van die sakrament, die grense van geloofsgesprekke en die rigting waarin die NG Kerk beweeg. Die diens was die afsluiting van 'n naweek van gesprekke oor gebed by Volmoed, 'n geestelike sentrum buite Hermanus. Daar was gaste uit ander denominasies, tale en selfs ander gelowe teenwoordig. Volgens die kerkraad het hierdie gaste nie self van die nagmaal gebruik nie, maar bloot gesien hoe dit binne die NG Kerk se tradisie plaasvind. Ons lidmate het nie net oor Christelike liefde gesing nie, maar dit tasbaar geleef in hul verwelkoming van die gaste, sê die raad. Vir Johannes de Villiers, skrywer van Anker na Dryf, die NG Kerk tussen Belydenis en Breekerk, was dit 'n ernstige skending van die sakrament. Die nagmaal is deur Christus ingestel as verbondsmaal vir sy disippels, om dit binne 'n breër intergeloofskonteks uit te stal. Verander dit in 'n publieke vertoonstuk. In stryd met sy bedoeling, het hy in die ope brief aan die kerkraad geskryf. So baie duidelik sien ons nou, hier is ons nou 'n groot pluspunt, 'n groot tamaletjie. Ja, tamaletjie is die woord, ja. Wat is 'n tamaletjie? Ek weet nie, is eintlik mooi nie, maar ek weet aan die spreekwoordelike taal is 'n groot tamaletjie, is 'n groot gedoente. Ja. Veral nadat jy die video gesien het, né? Ja, so, en ons het net 'n deel van die video gekyk. As daar van die kykers is wat nie laas gesien het nie, ons kan die hele video vir u stuur, wat gemaak is deur Ferdy Mulder. Dis baie insiggewend. Kontak net vir ons per WhatsApp, vir my of vir Regard, en ons stuur dit vir u daar, ja. Dan gaan Anna sê, so hy beroep hom op 1 Korintiërs 10 vers 21, julle kan nie die beker van die Here drink en die beker van die bose geeste nie. En die Heidelbergse Katekismus se riglyne oor wie tot die nagmaal toegelaat mag word. Die Hermanus Kerkraad het intussen 'n verklaring uitgereik waarin hulle kritiek oor die diens as vals en sensasiesoekend beskryf. Die kerkraad het beklemtoon dat die diens nie bedoel was om die nagmaal met ander gelowe te vermeng nie, maar eerder om Christelike gasvryheid te wys. Hulle betreur die verkeerde identifikasie van die jong man as Sangoma, indien verskoning verskuldig is dit aan hom. 'n Predikant van buite Hermanus meen die voorval toon 'n groter probleem. Hermanus se tema is dieselfde as die Grote Kerk se sogenaamde baldiens van 2018 en wys dat die NG Kerk se rigting verkeerd is. Leraars wat die wil van God verkondig, word stilgemaak, terwyl deure vir ander gelowe oopgemaak word. En dis 'n baie goeie punt. Die behoudenis sal hulle uitskop, maar al die van ander gelowe en valse gelowe ensovoorts, moslims, almal daar sal nou wil saam verwelkom, maar hulle eie persone binne die kerk, die dominees wat skrifgetrou is en wat nie met die liberale stoom wil saamgaan nie, hulle moet uitgeskryf word. Rapport het in Maart 2019 berig dat dominee Rian de Villiers van die Grote Kerk in Kaapstad toe in die spervuur beland het na 'n nagwaak vir slagoffers van die Christchurch moskee moorde. Hy het toe gesê die slagoffers was moslembroers en susters en kinders van God. Kritici het hom van dwaalleer verskuldig en geëis dat hy ondersoek word. Rian de Villiers het toe volgehou dit was 'n heilige oomblik van liefde teenoor haat en dat Jesus self saam met die moslems sou getree het. Johan Eybers. Ja, die groot pluspunt is die NG Kerk beweeg meer en meer in 'n ekumeniese stroom waar almal nou omarm moet word, maar dan verloor hulle beginsels. En nou het ons 'n hele paar briewe en kommentare van die een sal dit ondersteun, een daarteen. Hier's nou een brief wat dit ondersteun. En dis ook 'n berig, eintlik 'n artikel, nie 'n brief nie, 'n rapport. En die opskrif daar is Herrie oor nagmaal. Wees bietjie dapper en deel jou ruimte, broer. Nou, as ek daar die woord ruimte deesdae hoor, dan gaan onmiddellik 'n paar rooi ligte aan, want die ruimte beteken, maak die huis ruimer en ruimer, almal kan inkom daar so. Ja, nee. Maar Ek dink is daar spasie vir almal, behalwe vir die mense wat op die woord staan. Ja. So die ruimhuis is toe nie so ruim nie, oom. Ja. Ja, nee, hier is 'n blanke ding na gekyk. En dis geskryf deur Dr. Christo Benadi.
En hy sê die nagmaal is nie 'n geleentheid vir Christene om breë bors rond te loop en neer te sien op onwaardiges, wat nie toegang tot die sakrament het nie, skryf Dr. Christo Benadi. Die viering van die nagmaal by die NG Gemeente Hermanus het, rapport die afgelope week om die verkeerde redes gehaal. Die kritiek wat die gemeente ontvang het een van die riglyne wat oor die nagmaal gegee word, dat gelowiges nie oordeel oor hulself eet en drink nie, eensydig gebruik en die betekenis en seën van die nagmaal verskraal. Ja, maar hy wil die betekenis nou heeltemal verbreed. Weereens in die rymhuis verbreed, pas op, en ek glo nie dit, die nagmaal is daar verkeerd aangehaal, die riglyne, nee. Die nagmaal het egter baie meer dimensies as wat ons altyd in spanning met mekaar moet hou. Ons vier die nagmaal in opdrag van Christus en gebruik dit as 'n maaltyd wat ons geloof versterk. Korrek, ja. Die inhoud van ons geloof is baie abstrakt, maar die nagmaal help ons, want niks is meer konkreet as 'n stukkie brood en 'n bietjie wyn nie. So seker as wat ons die brood en die wyn sien, voel, ruik en proe, so seker weet ons dat die liggaam van Christus vir ons gebreek is. Die brood en wyn word deur die Gees vir ons 'n waarborg van dit waarop ons hoop. Dan gaan hy aan, en ek gaan nou nie alles hier so lees in sy brug nie, maar ek lees nog 'n paragraaf of 2. Dan sê deur die eeue is daar debat gevoer oor die oop en geslote nagmaal. Is dit slegs vir ons mense van ons denominasie of vir almal? Ja, ek glo nie dit is net vir ons denominasie nie, maar dit is van ons Christelike kerk. Dit is van Christelike kerk, dit is nie van nie Christelike kerk nie, nee. In die NG Kerk is lidmate van selfspreekend welkom. Maar daar word ook altyd 'n uitnodiging gerig aan die wat vrymoedigheid het om nagmaal in hulle eie gemeente te gebruik, om deel te neem aan die gemeenskapsmaal. Ja, vrymoedigheid aan ander wat in hulle gemeentes dit kan gebruik. Nie aan ongelowiges wat glad nie gebruik nie. Die Yale teoloog Miroslav Volf, wat as kind die verskrikking van die etniese en godsdienstige oorlog in die destydse Joegoslawië beleef het, pleit dat die Christelike geloof juis 'n rol speel in die bou van die sosiale vesel van die samelewing. Ja, vir hom is die nagmaal die geleentheid waar gelowiges mekaar met ope arms ontvang. Ja, waar gelowiges mekaar ontvang, dan nie ongelowiges nie. Die volmaakte gemeenskap van liefde binne die drie-eenheid ontstaan, spoel deur die kruis oor na die wêreld, en ons word deel van hierdie gemeenskap van liefde. Dan haal jy aan vir Jurgen Moltmann en sovoorts, maar nie almal is party's liberale teoloog. Dan gaan hy aan sê verder, wat alle gemeentes kon daardie dag 'n groep nie-Christene in hul kerk verwelkom wat na die evangelie gebede geluister het. Dit is 'n groep nie-Christene. Volgens Dominee Johan Botus, leraar van die gemeente, is die aard van die nagmaal en die feit dat net Christene daaraan deelneem, met die persoon uit ander gelowe bespreek en hulle is steeds die diens bygewoon. Die afleidings dat die jong swart man wat deelneem aan die nagmaal 'n sangoma is net omdat hy tradisionele klere dra. Hy is inderwaarheid 'n Christen. Hoekom sal 'n Christen nou klere van 'n sangoma dra? 'n Sangoma is nie 'n gelowige nie. Dis klaar dat moet klaar rooi lig laat aangaan daar so, né? Laat ons ander as Christene verleë en ontbloot die vooropgestelde idees en ideologie van die kommentaar wat op die diens gelewer is. Nou, ek dink hy probeer hier so goed praat wat nie goed gepraat is nie, né? Dan sê Max Warren, sendeling en jarelange sekretaris van die Church Mission Society, het 7 beginsels vir Christene se kontak met mens van ander gelowe voorgestel. Nou,
ek kry die indruk Max Warren is 'n liberale persoon. Ek gaan nou nie al sy dinge daar deel lees nie. Ek gaan net so afsluit waar hy sê, hierdie nagmaalsgeleentheid was nie 'n geïsoleerde gebeurtenis nie, maar die afleiding van 'n konferensie oor gebed, wat mense uit die gemeenskap bygewoon het, mense wat gereeld met mekaar in kontak is. Ja, en waar het daardie konferensie oor gebed plaasgevind by die katholieke plek, wat die katholieke gebruik vir hulle meditasiesessies. Mag meer van ons dapper genoeg wees om ons ruimtes te deel met mense wat van ons verskil. Ons moet nie ons ruimtes deel nie, ons moet die boodskap, die evangelie deel. Mag ons die moed hê om aanval en kritiek te verdra, omdat ons doen wat reg is, mag God ons daarin lei. Dan sê die Dr. Benardi is die leraar van die NG gemeente Suiderstrand en voorsitter van die algemene synode van die NG Kerk se algemene taakspan vir leer en aktuele sake. Hierdie artikel is in sy persoonlike opinie en is nie noodwendig die amptelike standpunt van die kerk nie. Ja, hierdie Dr. Benardi is ook die voorsitter van die Ring aan die Strand en hy het die behoudende dominee van die Strand moedergemeente gaan aankla, dominee Frikkie daar en sorg dat hy daar onder sensuur geplaas word, soos hy maak nou ruimtes vir al die ander gelowe, maar diegene binne die NG Kerk, wat nou nie soos hy dink nie, word nou onder sensuur geplaas daar. Ja, soos, sop maar daar. Dan het ons hier so nou 'n reaksie nou op daardie brief wat daar so geskryf was. Hierdie Dr. Christo Benardi. En hier so staan het, Martin Luther se vrees en bewing ontbreek by Hermanus se nagmaal, en hierdie is geskryf deur Dr. Henriette Klaasen. Ons het al 'n paar van haar goedjies so gelees. Baie bly dat iemand het nou opgestaan om hom 'n bietjie reg te help daar, want hy gaan in een koers in daar. Sê so, Dr. Christo Benardi se artikel het betrekking. Teologies was die intergeloof nagmaal by die NG Kerk Hermanus problematies, omdat die nagmaal as sakrament bedoel is vir die Christen gelowiges. Nou op hierdie punt, as jy gaan sien wie het die nagmaal vir ons gegee, wie is die een wat dit ingestel het? Dis Jesus. Ja, Christus self. Waarna die nagmaal verwys die nagmaal? Dit verwys na die offer. Ja. Dit verwys na hom wat gekruisig is vir ons. So die nagmaal is 'n dit is direk gekoppel tot ons verlossing as Christene. Reg? So dit is nie sommer maar net iets nie. As jy verder gaan studeer en deur die Bybel gaan, sal jy ook agterkom dat wanneer jy nagmaal hou, dan kan jy nie net opdaag en nagmaal hou nie, dat jy met jouself voorberei, jy moet jou hart voorberei. As jou hart nie reg is nie, moet jy nie daar wees nie. En ek wil amper byvoeg, jy moet ook na jou kleredrag kyk, jy kan nie daar aangedrentel kom, soos 'n sangoma aangetrek nie, dit is nie gepas vir 'n nagmaal. So in elk geval, maar die hele punt is net dat dit is nie sommer maar net nie, dit is 'n baie belangrike, is 'n heilige ding. En die ander punt is dat moslims glo nie, Christus was God nie, hulle glo nie in sy kruisiging nie, hulle glo na dinge nie, soos direk is hulle geloof teenstrydig met Christus se soenlood, soos om hulle, jy kan op 'n ander vlak bevriend, ja, maar nie by 'n nagmaalsdiens nie. Gaan aan en sê, volgens 1 Korintiërs 11, 23-32, is die nagmaal 'n simboliese herdenking van Christus se offer, wat selfondersoek en begrip van sy liggaam en bloed vereis. Dit is nie bedoel vir nie-Christene of diegene wat nie hieraan voldoen nie. Om selfs 'n uitnodiging aan ander gelowe uit te brei en 'n show daarvan te maak, verdraai die betekenis daarvan, kompromiteer die Christelike identiteit en weerspreek die eksklusiewe aard daarvan as 'n teken van die verbond tussen Christus en sy volgelinge, wat die teologiese integriteit en Bybelse fondament daarvan ondermyn. In die gemelde deel in 1 Korintiërs beklemtoon Paulus dat die gebruik van die nagmaal op 'n onwaardige manier, sonder om die liggaam van Christus te onderskei, oordeel en selfs fisieke siekte of dood kan meebring. Die Romeinse Eucharist en die Romeinse handbewegings van die Anglikaanse priester oor die tekens is geheel en al vreemd aan die gereformeerde leer. Nou, en dis baie belangrike punt, want ons as protestante
vier nie die nagmaal dieselfde as wat die Katolieke dit doen. Of as die Anglikane nie, Anglikane is baie naby en As die Katolieke, ja. En dit is, aan die Katolieke, en dit is, die NG Kerk was altyd baie streng, wie mag op die kansels verskyn daar? En in artikel 35 van die Nederlandse geloofsbelijdenis lees ons dat niemand na die nagmaaltafel behoort te gaan as hy homself nie eers deeglik ondersoek het nie, sodat hy nie tot sy eie oordeel eet en drink nie. Dis wat jy nou genoem het, wat die Bybel direk daar sê. Vraag 81 van die Heidelbergse Katekismus vra wie moet na die nagmaaltafel van die Here kom, en gee dan die antwoord, hulle wat vanweë hulle sondes 'n afkeer van hulle self het, maar tog vertrou dat dit hulle om Christus wil vergewe is, en dat die swakhede wat nog oor is met sy lyding en sterwe bedek is, en die wat ook begeer om hul geloof hoe langer hoe meer te versterk en hul lewe te verbeter. Was daar sodanige vooraf ondersoek by al die nagmaalgangers? Daar was ook 2 jong kindertjies by die NG Kerk Hermanus aan die tafel. Selfondersoek behoort dus eerste te kom, en 'n mens kan dit kwaliek van sulke 2 jong kinders verwag. By sy eerste mis as monnik was Martin Luther uiters bang, en hy het so gebewe dat hy amper die brood en wyn laat val het. Hy was verskrik, omdat hy geglo het dat hy die liggaam en bloed van Christus vashou. Hy het oorweldig gevoel en wou wegvlug, omdat hy gedink het dat hy te sondig en onwaardig was om daar te wees. Net so stof voor die lewende God, hierdie eerbiedwaardigheid het volgens my ontbreek by die Hermanus nagmaal. Ja, dit was nou 'n mooi perspektiefstelling, né? Ons sê baie dankie vir Henrietta, dat sy daardie brief geskryf het. Almal moet so opstaan en as mense begin verkeerd skryf in koerante en dwaalleringe, moet mense opstaan en skryf daar. Dit is belangrik dat mense hulle opinies lig, Ja, en wat op hulle hart is, ja. want dit is wanneer jy by die waarheid uitkom, en jy kan bietjie laat dink. Ander Absoluut. mense, jy moet nie net kom en sê, nee, maar ek weet mos nou wat is reg, of Ja. jou eie gedagte nie. Hoe meer mense begin praat en Bybel ondersoek, Ja. gaan jy by die waarheid uitkom. Ja, baie belangrik. Ja, hier is nou nog 'n interessante skrywe, en die opskrif hier is teen die vervalsing van die evangelie deur stolas, leerkruise, kerse en vals simboliek. En dis nou deur ons vriend hierson naby, Johannes de Villiers geskryf. En hy skryf, geliefde broers en susters in Christus, met diepe erns rig ek hierdie waarskuwing tot julle. Die gebeure in Hermanus, waar 'n nagmaal tot 'n drekdiens ontheilig is, vol misleiding en verontheiliging, is nie 'n plaaslike insident nie. Lidmate van oor die breër spektrum het hulle stem verhef en klagtes het landwyd ingestroom. Verblydend sien ons reeds ontwaking. Gewone lidmate en kerkrade begin opstaan teen hierdie sielerowers. In hul bende rowersrokke en stoorlas. Dis nou interessant, né? Bende rowersrokke. Die tyd van stilte en apatie is verby. Dankie dat Johannes nie stil bly nie. Nommer 1. Die gevaar van stoorlas, dit is nou ander woorde selpe. Onthou ons het 'n paar weke gelede gepraat oor veral die Anglikaanse kerk, Katoliek, oor hierdie stoorlas is daar die wat so om hulle nekke hang daar, en die Katoliek is veral vol geborduurd, en die paus het net sy eie unieke stola, dat hy is nou die verteenwoordiger van God hier ensovoorts. Die protestante dra nie stolas nie, ten beste dra partyke 'n toga, 'n swart toga in die ouer dae. My oom was 'n dominee, hy het dit gereeld gedra, voor dit ook nou meer weggedoen is, of gesê dit is opsioneel. As jy sê ding is opsioneel, dan verdwyn dit maar na 'n rukkie, né? Nou was nog enkele dominees wat dit nog dra, dankie daarvoor, né? Die dra van stolas in wit, pers, groen of rooi is nie bloed esteties nie. Dit is 'n vals lig, Katolieke lig, ja, 'n blink skyn van gesag. Ja, dit is daar om gesag te sê, jy's nou aangestel om gesagvol te praat, wat die ware lig van Christus verduister. In Grieks, stolei, dui dit op 'n rang en priesterlike hiërargie. Hoe hoor jou hiërargie, hoe mooi die borduursels daarop, né?
Die mens wat dit dra, staan bo die gemeente, soos 'n vals son wat die aarde bedek en skaduwees gooi. Ons bely egter, Christus alleen is ons hoëpriester. Ja, baie mooi gestel, daar hy verwys na Hebreërs 7. Baie min mense verkondig nog dat Christus is ons hoëpriester nou in die hemele daar. Baie belangrik. Punt 2 daar, die woord en gees is die bron van gesag. Ja, nie jou stoel aan die woord en die gees, 2 Timoteus. Derde ene daar, ons almal is deel van die koninklike priesterdom, 1 Petrus. Laat dit duidelik wees, stolas is nie heilig nie. Dit is 'n misleidende mantel wat die eenvoud in die evangelie in die stof druk. Ja, ek is altyd verwonderd en ontstel deur hierdie verskriklike gekompliseerde kleredrag van die Katolieke en die Anglikane, nee, wat jy die evangelie verloor. Dan sê hy punt 2. Die leerkruis en mensgemaakte simbole kruisies van leer, soos op sommige nodes gedra, is soos as van vuur wat die ware vlam van die kruis probeer verdof. Petrus waarsku, dan het daar klomp Griekse woorde, die woord van die kruis is vir die wat verlore gaan dwaasheid, maar vir ons wat gered is, die krag van God. Die krag lê nie in ornamente nie, maar die bloed van Jesus en die woord van die kruis. Punt 3. Die kers en kersies wat aangesteek word as 'n valse vuur, en dit sien 'n mens meer en meer liberale gemeentes, kerse oral te neem. Die aansteek van kers en kersies tydens 'n erediens is 'n vals lig, 'n rook wat die ware lig van Christus probeer verberg. Gemeentelede word aangemoedig om deel te wees van 'n groter lig, deur hul eie kersie aan te steek. Christus sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis wandel nie, maar die lig van die lewe hê. Die vlam van 'n kersie kan jou nie verlig nie. Dit skep net skaduwees en 'n skyn van warmte. Moenie die blink vlammetjie van mensgemaakte rituele volg nie, ja. Mensgemaakte rituele. Volg die lig self, Jesus Christus. Anders sal julle struikel in die donker. Dan punt 4. Die ekumeniese en sektariese pad van vernietiging. Stolas, leerkruise en kerse is die voorhoede van 'n ekumeniese beweging wat die suiwer evangelie vervals. En dit is presies wat hy sê. Dis alles te doen met ekumenies, almal saamvat, almal onder die groot, of binne die groot ruimhuis, nee? Yep. En die gemeente in sektariese dwaling lei. Hierdie pad lei na verdeeldheid, misleiding en geestelike verwoesting. Paulus waarsku, kyk na julleself, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon mag ontvang, 2 Johannes. Hierdie loon is ons ewige kroon, Openbaring 3. Laat niemand julle daarvan beroof nie. Dan gaan hy aan en sê, punt 5, die oproep tot ontwaking en waaksaamheid. In Hermanus en elders begin lidmate opstaan teen hierdie sielerowers. Die woorde van Pieter Gideon Retief, de Villiers, herinner ons. 'n Preek is nie 'n preek as die ware evangelie van Jesus nie in elke preek herhaal word nie. Baie belangrike punt. Ja. Want dit is ons fondasie. Ja. Sommige leraars, soos in Albertina NG Kerk, verklaar, redding lê in die doop. Nee, redding lê in Christus alleen. Weer 'n baie belangrike punt. Ja. Dis is byvoorbeeld baie keer, ek weet nie sommer gehoor, die mense sal kom en dan sê, ons is gered deur ons geloof, ander sê werke, ander sê, dis beide, wat ook al dit mag wees. Wat ek vir hulle sê is, ons word gered deur Christus. Ja. Jesus red ons. Ja. Ja, hy red ons, ons moet geloof hê. Ja. Ons moet reg optree. Ja. Ons moet gehoorsaam wees, maar dis God wat ons red. Ja. Dis nie onsself wat ons red nie. Ja. Hierdie valsheid is 'n donker rook wat die gemeente dreig te verstik. Wees waaksaam. Ja. Dan sê punt 6, finale profetiese oproep. Wees die vuur en lig geliefdes, staan op. Ja, ek wil amper sê staan op en skryf 'n brief of staan op en skryf 'n artikel, nie? Moenie vrees nie,
Moenie skaam wees nie. Geen ketter of skyn passiewe leraar sal jou red nie. Skyn passiewe leraar, dis nog 'n mooi nuwe woord daarin. Slegs Jesus Christus, ons Here, is die verlosser. Volhard plaaslik in jou gemeente en vorm 'n band van eenheid in hom. Weerstaan die duiwel, ek wil amper byvoeg, glo die duiwel, die letterlike duiwel, is mos daar opsioneel. Weerstaan hom en hy sal van julle wegvlug. Laat die ketters verwyder word en die suiwere evangelie weer sentraal staan. Slegs dan sal God sy aangesig oor ons laat skyn en ons land seën. Geen mensgemaakte ritueel, stolas, leerkruise of kerse kan byvoeg tot die volmaakte werk van Christus nie. Die vals vuur van kerse is net rook. Die vals glans van stolas is net skadu. Maar die vuur van Christus alleen verlig, reinig en verwarm die siel. Die duisternis sal terugtrek en wie in hom glo sal skyn soos 'n vuurtoring te midde van 'n storm. Staan op, gemeentelede, laat julle lig nie in die skadu van mense nie, maar wees deel van die ware lig. Aansteek julle hart met die vuur van die Heilige Gees en wees 'n lewende kers wat die duisternis van dwaalleer verdring. Vermaan die dwaalleer, beskerm julle geloof en wees waaksaam teen sielerowers. Die Here roep, wees julle ligte voor mense, sodat hulle julle goeie werke sien en die Vader in die hemel verheerlik. Matteus 5:16. In waarheid, erns en liefde vir die gemeente. Johannes de Villiers. Een van my gunsteling teksverse, Matteus 5:16. Laat julle lig so skyn vir alle mense dat hulle julle goeie werke kan sien, maar die fokuspunt is nie op ons goeie werk nie. Die fokuspunt is dat God verheerlik word. So mense sien God in ons werke. En jou goeie werk is nie om gered te word nie, maar Nee. omdat jy gered is. Amen. Ja. Nou dus hierso een van Prof. Johan Janse van Rensburg in Bloemfontein. En hy sê, so intergeloof, nagmaal, wys NG Kerk is in moeilikheid. Die NG Kerk is in rep en roer. Berigte en video's van intergeloof nagmaal wat in die gemeente Hermanus plaasgevind het, word oral bespreek. Hieroor enkele opmerkings. Die leraar van die gemeente vra, waar is die liefde van Jesus? Omdat dit na sy mening in kritiese kommentaar oor die nagmaal ontbreek. Die vraag veronderstel dat die liefdevolle Jesus almal na die nagmaal sou nooi. Dit verraai 'n subjektiewe en onskriftuurlike begrip van Jesus se liefde. Onskriftuurlike begrip. Jou begrip, jy het 'n begrip, maar dis onskriftuurlik. Dit is baie belangrik. Jou begrip moet op skriftuur baseer wees. En jy moet die regte definisie van liefde hê. Ja. Want meeste mense weet nie wat liefde is nie. Liefde is liefde en liefde bedek alle sondes, soos jy kan nou maar sondig. Dit is, jy moet verstaan wat die Bybel van praat. Met die instelling van die nagmaal het Jesus net sy disippels genooi. Nie eens die geestelike leiers van sy tyd is genooi nie. Inteendeel, aan sy disippels het hy die opdrag gegee om mense sy disippels te maak en dan die doop aan hulle te bedien. Dit was duidelik nie sy bedoeling om almal na die nagmaal te nooi nie. Die misbruike wat in die gemeente in Korinthe by die nagmaaldiens ontstaan het tot Paulus 'n ernstige vermaaning van God se toorn gelei, 1 Korintiërs 11. In die gedeelte dui Paulus duidelik aan dat slegs die wat geloof in Jesus Christus se dood en opstanding het, aan die nagmaal mag deel hê. Die geskiedskrywing bewys dat dit in die vroeë Christelike kerk die gebruik was dat die liefdesmaal aan almal bedien is. Met die viering van die nagmaal moes almal wat nie Christene was nie, egter die byeenkoms verlaat. Ja, dis 'n belangrike punt daarin. Daar word deur kerkleiers sterk klem op die gesag van die algemene sinode gelê. Op die laaste vergadering van die algemene sinode is 'n verslag oor intergeloof aanbieding voorgelê. Die sinode het dit nie aanvaar nie. Tog sê die dominee selfversekerd dat die voorsitter van die Kaapse sinode sy goedkeuring aan die geleentheid gegee het. Gemeentes wat sulke byeenkomste en nagmaalviering aanbied, verwerp dus die gesag en besluite van die algemene sinode. Die NG Kerk is duidelik in die moeilikheid. Baie goeie punte wat hy so Hierdie professor Johan skryf altyd baie goeie punte. Ek is baie dankbaar dat hy elke keer as hy opstaan en reg help daar. Ja. Om nou na 'n bietjie 'n ander klem te skuif. Wat doen jy met dominees wat dwaalleer bevorder en dwaalleer aksies doen? En hier is nou 'n brief van
Kobus Visser, en hy raak hierdie punt aan. Jy sal onthou, ons het 'n paar weke gelede gepraat oor die moderator Dominee Jan Libbe, wat nou onskuldig bevind is, en daardie professor Johan Jansen van Rensburg, hy het self die klag gelê teen dwaalleer uitsprake van hierdie Dominee Jan Libbe, en hy is toe na 'n hele ruk onskuldig bevind daar. Nou skryf Dr. Kobus Visser. En hierdie Dr. Kobus Visser van Middelburg, hy is 'n velspesialist, dis 'n dermatoloog, en hy het hierdie boekie geskrywe, kyk hierson. Ja. Die geestelike noodtoestand in die kerk. Sjoe. En hy kom na die IRSA-konferensie, dan gaan ons met hom nog 'n opname maak van 1 uur, waar hy al sy besorgdhede uitspreek. Soos baie dankie Dr. Kobus Visser vir hierdie skrywe van jou. Hy sê, Dominee Jan Libbe, moderator van die NG Kerk, is deur 'n synodale appelliggaam van die NG Kerk na 'n uitgerekte tugproses onskuldig bevind aan dwaalleer. Hy is aangekla deur professor Johan Jansen van Rensburg. Ek het betrokke geraak by dwaalleer in die NG Kerk in 2005, toe 3 professore van die teologie fakulteit van Universiteit van Pretoria aangekla is van dwaalleer. Al 3 is vrygespreek. Ek het die laaste 20 jaar dwaalleer beveg deur briewe te skryf aan koerante. Ja, baie dankie, is nog 'n brief wat hy skryf. Baie dankie Dr. Kobus, laat jy aanhou skryf. Deel te word van 'n landwyse forum van sowat 50 predikante en lidmate wat opgestaan het teen dwaalleer wat onder meer uitgeloop het op die boek Die Trojaanse Perd in NG Kerk. Die kanker van evolusie en liberalisme, waarvan ek een van die 6 skrywers was. Ek het ook 'n boek geskryf wat in November 2023 verskyn het, Die Geestelike Noodtoestand in die Kerk, waarin ek onder meer poog om die redes en omvang van dwaalleer in die universele kerk, maar meer spesifiek die NG Kerk aan te spreek. Een van die belangrikste kenmerke van 'n ware kerk is opsig en tug. Ja, ons gaan nou weer praat oor opsig en tug, né? Baie belangrik. Ongelukkig is opsig en tug verwaarloos en selde gedoen met slegte gevolge vir die kerk. Sommige kerke is nog streng op tug, né? In die NG Kerk wat wel aangekla was van dwaal die laaste 20 jaar, is sover ek weet almal vry gespreek. Een van die 3 professore wat in 2005 vrygespreek is, was professor Julian Miller. Die hoofaanklag teen hom was dat hy nie meer glo in die liggaamlike opstanding van Jesus nie. Hy is bygestaan deur Dr. Andrei Bartlett, wat tydens die verhoor gesê het dat dit 'n baie ernstige saak is. Ja, dit is 'n baie ernstige saak, want as hy skuldig bevind word, verloor hy sy werk. Hy sien nie raak, hy sien nie die dwaalleer raak, en meer bekommerd oor sy werk as oor dwaalleer, né? Hy het toe sy werk behou, maar die kans om hom van sy dwaalleer te bekeer, is hom ontsê. En vandag is hy 'n selferkende post-theïs. Hy het aanbeweeg verby theïsme, né? Hy kon voortgaan om studente en kerklidmate te mislei. Kan nie nou dit glo, nee. Ja. Hy het nou nie sy werk verloor nie, maar hy moes daaraan gedink het voor hy dwaalleer verkondig het. En hy mislei al die teologie studente, hulle uitgaan en die lidmate Die ding is, mislei. met enige werk is daar sekere standaarde. Ja. Verstaan byvoorbeeld, ons het so, hoeveel maande terug, of was dit miskien 'n jaar terug, 2 jaar terug, ek kan eers maar nou nie, ons moes 'n ding gehad van die een plek wat gesê het, hulle moet, ek dink was met 'n moslim of iets, hy met sy baard skeer of iets, ek kan nie presies onthou nie, en hy het maar hulle diskrimineer nou teen hom. Maar die hele punt is dat hulle werk in 'n fabriek, waar almal wat daar is, moet hulle kan nie 'n baard hê daar nie. Dit gaan nie net oor hom nie, dit gaan oor almal. Daar is 'n spesifieke standaard met daai by 'n spesifieke fabriek. Dis die standaard. En as jy daar wil werk, is dit die standaard. Dis dieselfde hier, so daar's 'n sekere standaard. As jy nie teen daai standaard gaan optree nie, dan jammer. Dan moet jy aan gedink het voor jy nou die dwaalleer verkondig het. Verstaan, maar nou is dit soos hy gaan sy werk verloor, laat hy maar voortgaan en die dwaalleer verkondig. Hoe maak dit nou sin?
Hulle tree nie op teen dwaalleer nie, want hulle erken nie meer dwaalleer nie. Met die ruimhuis is alles oukei en niks is meer dwaalleer nie, né? Nog 'n voorbeeld is 'n artikel in Beeld 23 April 2013 oor Dr. Ben du Toit, wat 2013 aangekla is dat hy nie in die bestaan van die duiwel glo nie. Hy is onskuldig bevind en is vandag 'n ateïs. Die destydse moderator, professor Nelis Niemand, het gesê teoloë soos du Toit wat die evangelie vars en nuut bring, word voortdurend aangekla van dwaalleer, swart gesmeer, verdag gemaak en dan vrygespreek en hy is baie jammer oor wat hy moes deurmaak. Dr. Bram Hanekom, destydse moderator van die Wes-Kaapse Synode, het sy waardering uitgespreek vir die kommissie se deeglike werk. Ja, en nou is Ben du Toit ook 'n pousties, hy het ook aanbeweeg verby die geloof. As hom daar bietjie reg gehelp het, kon hy nog 'n gelowige gewees het. Daar's nog baie ander voorbeelde. Die rede hoekom niemand skuldig bevind word aan dwaalleer in die NG Kerk is dat die kommissies almal liberaal is. Ja, almal, jy gaan nie jou liberale vriend skuldig bevind as jy self 'n liberaal is nie. Probleem, né? En jy glo dieselfde as wat hy glo. Ja. By die vryspraak van dominee Jan Libbe is dit duidelik dat die tyd van leertug in die NG Kerk verby is. En al oplossing is kerksuiwering. Die ware kerk moet uit die valse kerk kom. Mag die ware kerk weer opstaan. Sterk woorde, né? Die ware kerk moet uit die valse kerk uitkom. Ja. Baie dankie vir Dr. Kobus Visser wat dit so duidelik maak daar. Dan het jy hierso nog een van Johannes de Villiers. Weer 'n skrywer, pragtig. 'n reaksie op die bevinding van onskuld, 'n getuienis teen 'n valse evangelie. Hy sê so die eerste punt, die erns van die saak. Die afwysing van die klag van dwaalleer teen dominee Jan Libbe ten spyte van sy aanhoudende afwykende uitspraak oor die verlossing van Abraham is nie 'n kleinigheid nie. En ek onthou ons het laas keer ons het spesifiek op die punt van Abraham. Ja, en hy sê mos daar in die Ou Testament is hulle nie gered deur Christus nie en die Heilige Gees nie. Nou, ek weet nie hoe hulle gered is nie, want daar's net een manier hoe ons gered word. Ja. Dit is nie net 'n teologiese misrekening nie, dit is 'n simptoom van kerkstruktuur wat die Bybelse roeping tot tug en leer sukkel om uit te voer. As iemand in die naam van die NG Kerk publiek beweer dat Abraham nie deur Christus verlos is nie, en dat daar verskillende vorme van verlossing bestaan, en dit word nie as dwaalleer beskou nie, dan is die fondament van die evangelie ingedrang. Die fondament van die evangelie, dit is waar die dwaalleer gaan, jy is besig om die fondamente uit te trek daar. Nou ek wonder nou, wat glo hy nou? Soos hoe is Abraham gered? Ek sê baie graag wil hy moet sê dat tussen hoe glo hy, wat glo hy, hoe is Abraham gered? Hulle gaan met so nee, maar daar's letterlik die hele Bybel kan jy regdeur van begin tot einde kan jy deurgaan. Daar's net een manier. Ons sien dit in Genesis, toe Adam en Eva gesondig het God daarso gestaan, het presies gesê wat gaan gebeur en wat nodig is vir verlossing. En Jesus het dit kom vervul. Daar's geen ander manier nie. En die ding wat hulle nie op klem lê nie is dat die hele offerande stelsel van Abraham, hoekom is 'n offerande fees? Hulle kon leer, daar is 'n lam wat vir hulle gaan sterf ensovoorts, soos meer fisies kon jy dit nie maak en almal te verstaan daar's die hele heiligdom opset daar, alles goed. En dit was baie duidelik gemaak in die tyd vir Israel, dat dis nie die lam wat jy daarso slag, wat jou sondes vergewe, maar dit is 'n voorbeeld, dit is hy wys vooruit na die ware lam wat gaan kom. Hulle het dit geweet. Tweede punt, wat het dominee Libbe gesê en waarom is dit dwaalleer? Volgens verskeie bronne, insluitend mondelinge verklaringe en skriftelike antwoorde, het dominee Jan Libbe beweer dat Abraham was nie gered op dieselfde manier as wat Christene na die kruis gered word nie. Die konsep van verlossing het oor tyd ontwikkel. Ons kan nie sê hy het deur Jesus verlossing gehad nie. Die konsep van verlossing het glad nie ontwikkel nie. Waar val die mense uit? Hierdie uitspraak is nie net verkeerd nie, dit is direk in stryd met die skrif en val binne die klassieke raamwerk van soteriologiese dwaalleer.
Die Bybel leer onomwonde dat almal wat verlos is, slegs deur die offer van Christus verlos is, ook Abraham. Baie belangrike punt daarin. Baie belangrik, skriftuurlike weerlegging, Johannes 8:56. Abraham, hulle vader, het hom verheug, dat hy my dag sou sien, en hy het dit gesien en was bly. Hebreërs 11:13. In die geloof het hulle almal gesterwe. Hulle het die vervulling van die belofte gesien en gegroet. En presies, ja, Hebreërs is 'n perfekte voorbeeld. Jy kan die hele hoofstuk van 11 van Hebreërs deur en alles is dieselfde. Dis ongelooflik. Galasiërs 3 vers 8 tot 9 en die skrif het vooruitgesien dat God die heidene uit die geloof sou regverdig en het aan Abraham vooraf die evangelie verkondig. In jou sal al die nasies geseën wees. Dis Abraham het die evangelie gehoor, het Christus gesien van ver en is geregverdig uit geloof in dieselfde Christus wat ons red. Die offer van Jesus is tydloos geldig. Retroaktief vir Abraham en proaktief vir ons. Dan die derde punt, die ware aard van Lubbe se leer, 'n vorm van dispensasionele pluralisme. Lubbe se leerstelling is subtiel maar vernietigend. Hy bevorder 'n postmoderne pluralistiese benadering tot verlossing, waarin daar verskillende forme van verlossing is. Een vir die Ou Testament en die ander vir die Nuwe. Dit strook nie met die eenheid van die verbond en die ewige plan van God in Christus nie. Efesiërs 1 vers 4 tot 10. Baie belangrike punt. Jy sien, en hulle het so hierdie liberale predikante praat so, want in terme van hulle siening van ekumene wil hulle almal daarby saamkom en hulle wil nie daarop wys dat daar is spesifieke vereistes en punte nie. Dit is ook nie gereformeerd nie, dit is neoliberalisme en kerklike gewaad. Dit is direk om Bybels. En dit is hele punt, ek het een keer 'n gesprek gehad met iemand wat hulle was in die NG Kerk gewees en is nou nie meer daar nie. En die man glo dat almal word gered oom. Almal. Ek vra toe vir hom, okay, so die man wat daar op die straat loop wat hy glo in een of ander afgod of wat ook al mag wees. Ja nee, hy gaan ook gered word. Ja, want God is liefde. Presies. Dis letterlik, dis nie hoe dit werk nie. Dis ek voel maar, as almal gered word, wat van die ou wat moord pleeg en nooit vergifnis vra nie? Gaan hy gered word? Dit is 'n bietjie nou bietjie vasgehak daar, maar die punt is, as ek moes nou soos ek gaan gered word, maak nie saak wat nie. Hoekom gaan ek dan worry om reg te leef? Hoekom gaan ek dan, dit is nie die punt nie. Die punt is, God het ons geskep, hy het ons geskep volgens sy beeld. En dit is in alle vlakke, dit is fisies, psigies, in alle opsigte het God ons geskep volgens sy beeld. En toe sonde kom, is daai beeld is gebroken. En deel van hoekom ons die woord van God het, is daar dat ons geherskep kan word na sy beeld. En dis deel van die verlossingsplan. Verstaan, so, om nou te kom en sê, ag nee, wat, nie stres nie, alles is oké. Werk nie so nie. Vierde punt, oproep tot regstelling en openbare deursigtigheid. Daarom doen ons 'n ernstige beroep aan die tugkomitee van Bloemfontein, insluitend almal wat die beslissing onderteken het, veral prof Johan Jansen van Rensburg, om die volledige, geskrewe en ondertekende notules van die verhoor en uitspraak bekend te maak. Die kerk van Christus verdien openheid, van waar daar nie lig is nie, groei die duisternis. As daar nie so 'n motivering bestaan nie, of as die uitspraak sonder behoorlike skriftuurlike beredening gemaak is, dan kan die uitspraak nie geld as regverdig of geldig nie. Die woord is die enigste toetssteen, Jesaja 8. Aan die 5de punt, ernstige waarskuwing aan die gemeentes. Gemeentes wat hulself bly onderwerp aan strukture wat dwaalleer verskoon of regverdig, moet weet, u het geen verskoning vir Christus nie, Openbaring 2. As tug nie meer toegepas word nie, en die waarheid nie verdedig word nie, dan moet gelowiges hulle losmaak van sulke liggame, nie uit rebellie nie, maar uit gehoorsaamheid aan Christus. Baie belangrike punt. Dit is amper soos byvoorbeeld NG Kerk in Namibië, né? Ja. Hulle het nie soos in dis nie uit rebellie nie, dis omdat hulle snaaks wil wees nie, maar omdat hulle gehoorsaam wil wees. 6de punt, afsluiting. Suiwering begin by die huis van God. Wanneer oordeel begin by die huis van God, en as dit die eerste by ons begin, wat sal dan die einde wees van hulle wat die evangelie van God nie gehoorsaam nie? 1 Petrus 4. Hier staan ek, nie om te verdag te maak nie, maar om te spreek, waar stilswaaie besig is om die bruid van Christus aan 'n ander evangelie uit te lewer. Die tyd is nou. Johan de Villiers. Baie goeie skrywe. Ons sê baie dankie vir hom. Ja, nee, hy het baie insig daar. Dan is hier so nou iets wat in Marula Media verskyn het.
Interessant, Marula Media verskyn net elektronies, maar al hoe meer en meer berigte en dinge gaan soontoe. En as mens 'n brief wil skryf of 'n artikel, is heel geredelik om dit te plaas daar. En die opskrif hier is, wie tig die moderator? Tig is 'n kerklike beginsel, wie tig hom? En hierso is dit weer Johannes de Villiers van Eversdal skryf. Ek is bly Johan de Villiers Hy skryf baie hoor. Hy gee ons baie materiaal vandag, né? Dan sê met die opspraakwekkende saak van Dominee Reinier Nel van Betoelie, wat tans deur die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie hanteer word, het daar nuwe lig geval op iets wat reeds jare broei. Nie net oor die 2019 besluit oor selfgeslagverhoudings nie, maar ook oor sy persoonlike rol in die stil afskaling en verwydering van leraars wat nie saamstem nie. So bly die kernvraag, wie tig die moderator? Of wie tig enige amper wil ek byvoeg, of is daar tig, of bestaan nie meer tig nie. Wie beskerm die kerk en diegene wat die gesag van die ambt begin gebruik om die skrif te verswak, ek wil amper sê en te verwater en ander te straf. Baie mense het vasgesteek in debatte rondom gay huwelike, skrifinterpretasie, synodale uitsprake en hofuitsprake. Maar die ware krisis lê elders. En dit is juist die deel wat die meeste van ons misgekyk het. Die NG Kerk het met die tyd 'n bestuursmodel aanvaar waarin moderatore en kommissies werklike gesag begin uitoefen. Het buite die grense van die skrif en kerkorde. Ja, amper soos die paus. Die paus stroop buite die skrif, hy is nie die skrif gebonde nie, en die tradisie ensovoorts, en kerkorde daar, en die NG Kerk leierskap word al hoe meer so. Aan die saak van Dominee Nel is dit duidelik. Hy is nie aangekla oor kettery of ontsedelikheid nie, ek wil amper sê ook nie oor dwaalleringe nie. Hy is gestraf omdat hy geweigerd het om hom te onderwerp aan 'n synodale besluit wat teen die skrif indrys. Geen tigklag is teen hom bewys nie, maar tog is sy bediening afgeskaf. Sy inkomste ontneem en sy naam swart gesmeer. En waar was die moderatuur? Waar was Dominee Jan Libbe? Hy het nie bemiddel nie, hy het nie beskerm nie, hy het bestuur. Dit is tyd dat die kerk eerlik vra, het ons stil gebly toe leraars begin verdwyn het? Het ons pad gegee toe moderators begin bepaal het wie inpas en wie nie? Die Bybel sê, wagters is blind, herders sonder verstand, almal gaan hul eie pad. Jesaja 56. Die ware kern van die saak is nie debatte nie, maar die verlies van geestelike moed en tug oor amptdraers wat strukture vir selfbeskerming begin gebruik. Nee? Die verlies van moed en verlies aan tug. Tug bestaan amper nie meer nie. Terwyl ons oor verskille gestry het 'n nuwe magsmodel ongesiens posgevat. Die saak van Dominee Reinier Nel is 'n toets vir die NG Kerk se siel. Nie omdat dit oor gay leerstellings gaan nie, maar omdat dit wys hoe ver ons gedryf is van die gereformeerde beginsel van sola scriptura. Wanneer 'n leraar gestraf word omdat hy die skrif bo synode besluite plaas en die kerk swyg, het ons gewetensvryheid verloor. Dan het ruimte vir verskille net een rigting, ruimte. Ja, ruimte en 'n ruimer en 'n ruimhuis waar alle verskille bygewerk kan word en aan die ruimhuis gesetelik kan wees. Die NG Kerk kan nie hervorming hê sonder aanspreeklikheid nie. En as die kerk nie die moed het om haar voormalige moderatore, besluitnemers en stille ondersteuners van kerklike onreg ter verantwoording te roep nie, sal die Here self sy oordeel bring, deur skeuring, verharding of 'n profetiese stem van buite. Dominee Reinier Nel se saak is nie 'n randverskynsel nie. Dit is waarskynlik die mees belangrike getuigskrif oor hoe diep die breuk tussen ampt en waardigheid reeds is. En as die kerk dit ignoreer, is sy self skuldig.
Dis nou 'n profetiese stem, né? Ja, wat die ding is dat wat is die fondasie van die Christelike kerk? Dis die woord van God. Gewees, so veronderstel te Dit wees. is wat dit moet wees. So en al die ander dinge moet pas by die woord van God. Ja. Enigiets wat nie daarin pas nie, moenie daar wees nie. Ja. En as ons moet respek hê vir mense in die kerk, leierskap en alle tipe van dinge, dit is waar. Maar as die leier van my kerk of predikant van my kerk of wie ook al dit mag wees, dinge gaan sê wat nie vir ons die woord is nie, gaan ek nie agteroor sê, ja, maar hy het so gesê nie. Ja. Nee, ek gaan opstaan, ek gaan iets sê, ek gaan sê, luister jy, ja, jy het gesag, maar jou gesag is nie bo God se woord nie. Die woord van God is die ultimate, dit is die absolute gesag. Niks is bo dit nie. Verstaan, maak nie saak wie wat sê nie, dit is die absolute gesag. En dis krities. Ja. Ons het nou hierso een, kan ek ondersoeke na die uitsprake vertrou? Dis deur die kerkbode. En dit is hierso geskryf deur Theodorus Klein van Windhoek. Die onlangse onskuldige bevinding van Dominee Jan Libbe is absoluut wat verwag kon word, gegee die aantal persone wat ook onskuldig bevind is oor die afgelope eeu. En dan gaan hy nou hierso vir ons baie mooi verduidelik. Ek verwys hieronder na enkele voorbeelde wat ek kon navors. My navorsing oor die saak laat by my die vraag: is dit 'n geval van praat van dwaalleer in die kerk en jy word skuldig bevind van valse getuienis, maar vir dwaalleer uitsprake en oortuigings is geen gevolge nie. 1930s, Johannes Du Plessis, klagte. Hy bevraagteken Moses se outeurskap van die eerste 5 boeke van die Ou Testament en Jesus se kennis van die Ou Testament. Hy is uiteindelik uit sy hoogleraarsampt ontslaan met behoud van voordele. 1990s, Dr. Louis Jonker, Universiteit Stellenbosch. In die huisgenoot van 12 Oktober 1995 beweer hy, die hele skrifgedeelte van Genesis 1 tot 11 is mitiese stof. En dis wat hulle vandag leer. Ja, en daar trek jy die hele fondasie van die skrif En uit. hier begin dit nou, geen gevolge vir Jonker nie. 2002, Dr. Ben de Tooy, ons het mos al baie oor hom gepraat, hoofkommunikasiebeampte van die NG Kerk. Dit wat gesê word in sy boek God, geloof in 'n postmoderne tyd 2000. Ons het in daai die jaar boekie 2000. behandel, Yep. baie goed, onthou ons nog. Geen gevolge vir de Tooy nie. 2003, Prof. Spangenberg en Isa. Hy bevraagteken onder andere die leer oor die drie-eenheid en dit besorg hom 'n tweede klag van leerdwaling. Dis was die NG Kerk nie in staat om af te dank nie, ten spyte daarvan dat hy essensiële Bybelwaarhede verwerp het. Hy bedank in 2004 by die NG Kerk. 2006, Prof. Julian Miller, Universiteit van Pretoria. Klagte, bevraagteken Jesus se liggaamlike opstanding. Al hierdie mense, nee, dit een na die ander. Ai, Hy is onskuldig bevind. 2006, Prof. Yuri Leroux, Universiteit van Pretoria. Klagte, hy bevraagteken Jesus se liggaamlike opstanding. Hy is onskuldig bevind. 2006, Prof. Dirk Human, Universiteit van Pretoria. Klagte, bevraagteken Jesus se liggaamlike opstanding. Hy is onskuldig bevind. Weer 2006, Prof. Louis Jonker, Universiteit Stellenbosch. Klagte, hy beskou die opstanding as 'n geestelike waarheid en nie historiese opstanding as nie van belang nie. Hy is onskuldig bevind. 2013, Dr. Ben de Tooy. Klag, Ben de Tooy verbreek sy legitimasie eed omdat hy die bestaan van die duiwel ontken. Hy is onskuldig bevind. ai, 2019, Dominee Rian de Villiers, Grote Kerk, Kaapstad. Klagte van beweerde dwaalleer. ons het eerst al gepraat, né? Hy is onskuldig bevind. 2022, Dr. Pieter Nagel, Universiteit Stellenbosch. Klagte, bevraagteken godheid van Jesus in sy artikel Problematizing the Divinity of Jesus. Jesus is not Theos. Kan jy dit glo? Jesus is not God. Kan jy dit glo? Daar val die evangelie plat. Legitimasie aanvanklik opgeskort, maar weer herstel nadat hy homself weer tot sy legitimasie eed verbind het. Jy is net, So, dit is... dis al soos baie 'n van die- ompaadjie. Ja, jy sê wat baie van hulle sê, ja nee, maar wag, hulle aanvaar die belydenis skrifte, is okay, en as hulle dit sê, dan is hulle almal vry. Maar hulle bots met wat die Bybel sê, en self wat die belydenis skrifte sê daar. 2024, Dominee Frikkie van die Kerk, Strandmoedergemeente. Ons het mos net oor hom gepraat. Ja. Klagte, valse getuienis teen NG Kerk. En daardie klagte is ingebring So hierdie is nou na die, hierdie né? is nou nie dwaalleer nie, dis nou
valse getuienis teen NG Kerk. Dit is nadat hy op Hervormingssondag op 2023 in Oktober tydens die erediens 'n skrywe van Prof Hoffie Hofmeyer voorgeles het, waarin hy na ernstige dwalinge in die NG Kerk verwys het. Skuldig. Skriftuurlike waarskuwing. Ja, as hy die waarheid praat teen hulle nie op, dan sal tug as hy die waarheid praat. Skrikwekkend. 2025, Dominee Renier Nel, Betuli. In Mei 2025 is Dominee Renier Nel deur 'n kerklike tugliggaam van die ring van Smithfield in die Vrystaat skuldig bevind aan misleiding, verdagmakery en skeermakery. Nel verloor sy bevoegdheid as predikant op grond van artikel 64 ensovoort. Kan jy dit glo, né? Al hierdie punte, een na die ander, maar sodra jy die waarheid praat, dan is jy skuldig gevind. Ja, nee, dit is 'n bietjie baie erg. Sjoe. Jong, ek sien ons tyd is eintlik klaar. Ek het hierso nou 'n baie interessante brief van 'n kerkgenootskap wat nog tug uitoefen. Daar's geen tug nie, né? En hierdie is die Gereformeerde Kerk Nelspruit. En hierdie was redelik op die sosiale media, 'n hele program wat wou nog nie so 'n stuk gespeel het, bespreking hieroor, maar ek gaan hierdie brief nou moet los tot 'n ander geleentheid. Maar daar's daarom nog kerkgenootskappe en gemeentes wat wel tug uitoefen, en daaroor sê ons baie dankie, maar ons los hierdie interessante berig tot 'n latere keer. En kykers, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons praat weer saam oor 'n week.